Ek wil met ons gesels vanoggend oor hoe om jou hindernisse te oorwin. Wat is 'n hindernis? It's an obstacle. Wat is die doel van 'n hindernis? Om jou te weerhou van vooruitgang. Om jou vooruitgang te stuit. Om dit onmoontlik vir jou te maak dat jy nie meer die moed, die wil en durf het om dit aan te pak nie. Elke van ons sal hindernisse in ons lewe ervaar. Jy gaan na 'n dokter toe en hy sê as jy net hier so 6 maande voor die tyd was, kon ek jou gehelp het, maar die kanker is te ver gesprei. Dis 'n hindernis. Jy het nie meer werk nie, dis 'n hindernis. 'n Probleem met 'n kind in die huis wat nie sy eie te doen is nie. Dit is vir daai kind 'n hindernis. En die duiwel hou daarvan om hindernisse in ons pad te plaas. Om ons te frustreer. Om ons mismoedig te maak. Om tou op te gee. Om te sê, maar dit is my lot, so gemaak, so laat staan. Maar 'n hindernis is deur God aan ons gegee as 'n uitdaging om geloof in hom te hê, om sy beloftes te vertrou en om hom te gehoorsaam in alles wat hy vir ons sê. Hier is 'n wonderlike vers in die Bybel en dit is in Psalm 18:29. Met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Die een vertaling sê met my God is daar 'n muur so hoog dat dit nie kan oorwin word nie. Ek wil hê dat julle moet begin in julle gedagtes 'n bietjie herroep dit op. Wat miskien in jou familielyn is nog steeds 'n hindernis, wat nog steeds jou 'n knou gee, wat nog steeds jou herinner aan onmoontlikhede. Ek wil hê jy moet begin terugdink, wat is vir jou 'n hindernis heidaglik? Wat is stremming? Wat breek jou spoed? Wat breek jou om uit te bars met soveel kreatiewe, passievolle lof en aanbidding tot God? 'n Hindernis weerhou jou om God te prys en dankie te sê voordat jy dit oorkom. God wil hê dat ons hom op krediet moet prys en dankie sê. En toe God hierdie woord vir my gee die laaste paar dae, het my hart so aangegryp, dat ek verklaar vandag, in die naam van Jesus Christus, dat daar gaan alle soorte hindernisse en blokkasies, wat julle vooruitgang gestuit het, wat julle groei gestuit het, wat jou lofaanbidding gestuit het, wat jou gebede verhoed het om waar te kom, dat God gaan vandag in een oomblik die hindernisse voor julle laat platval. Nie 'n pynhoop verander, dat jy moet daaroor kloute wat nog steeds pyn gaan veroorsaak. Afrikaans is mooi gesegdes, né? Dis 'n pynhoop. Klomp rommel, is amper 'n klein berg. Wel, om nog steeds oor te gaan, jy kan jou enkel swenk, jy kan val, jy kan seer kry. Maar wanneer God 'n hindernis van jou verwyder, dit is glad. Niks is meer voor jou, behalwe die wenstreep. Met my God spring ek oor 'n muur. Julle ken almal en julle sien op TV hekkies. 110 meter hekkie. Het jy agterkom dat die mense wat hardloop en elkeen aftrap in die proses, of deur dit gaan, hulle wen nooit nie. Die ou wat vloeiend oor elkeen gaan, sy spoed word nie gebreek nie. En dan as hy so begin vlieg in die lug, dan maak hy op vir dit wat hy sou gehardloop het. Dis like 'n turbo. Maar ouens wat elkeen plat trap, waar die spikes vashak en hulle val, nooit wen nie. Ons is meer as oorwinnaars. In en deur Jesus Christus wat ons krag is. Dis nie deur krag of geweld nie, maar is deur God se gees. En ek wil graag met ons begin praat, waar het hierdie hindernis begin in die Bybel? So bly julle vra my. In Josua hoofstuk 5, so van 13 na 14.
God het onlangs Israel bevry uit Egipte, 430 jaar se slawerny, geen vooruitgang gemaak nie, lewens nooit verbeter nie. En op een dag, toe die lam geslag is die bloed op die lentels van die deure, en hulle eet die lam, gaan hulle uit, totaal bevry, nooit om weer terug te gaan. Hoor ek jou sê vandag, wat God jou van bevry, vat hy jou nie weer terug, om vryding nodig te hê. As God jou verlos, jy is verlos. As God dit doen, is dit klaar. En ek wil hê dat julle moet mooi verstaan, dat hier is 'n geleentheid, hulle kom uit Egipte, dis nou verby, nooit weer terug nie. Deur die woestyn, waar hulle moet God leer om te vertrou, om aan hom gehoorsaam te wees, en om hom te eer, en om te prys, by voorbaat dankie. Die doel daarvan om deur die wildernis te gaan, is om in die belofte land in te gaan. En God het die verslag klaar gegee aan Abraham in Genesis, dan weer in Deuteronomie, weer in Numeri, weer in Josua. Dat God sê, ek gaan julle laat ingaan in 'n land wat oorvloei van melk en honing. Julle sal huise bewoon wat julle nie gebou het nie. Julle sal van wingerde eet wat julle nie geplant het nie. Julle sal water drink van fonteine wat julle nie gegrou het nie. En dan sê God, PS, terloops, daar's moviese reuse daar. En al die stede het ondringbare, hoë mure om dit. Maar julle kan dit oorwin. En Moses stuur 12 spioene. Hulle spandeer 40 dae in die beloofde land. Die beloofde land vandaan was die land wat Israel sou gegee het, wat God aan hulle beloof het wat hulle sal hê. Waarvoor hulle vandag veg? Wat ek hiervan hou. Ons beloofde land is nie 'n stukkie grond ergens in Suid-Afrika. Die Bybel sê, maak nie saak hoeveel beloftes daar van God is nie. Almal van hulle is ja en amen, wat deur ons gespreek word tot die heerlikheid van God. So die beloftes word 'n realiteit, dat wanneer God praat, ons praat uit dieselfde mond. Wanneer God praat, ons stem saam met hom. We agree with God, what he said will happen. God verklaar altyd die einde voor die begin. Hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Wat God begin, sal hy klaarmaak. God se waarmaker van sy woord. En ek wil iemand 'n bietjie dink vandag, wat 'n beloftes hou julle nog steeds vas na 'n dag, 'n week, 'n maand, jare. Is nog nie daar nie. Vandag, op die einde van die diens, gaan daar iets in die gees gebeur, en julle gaan uitloop sonder 'n hindernis. Vandag vir my, soos ek hier sal staan, het God my woord gegee dat die hindernis wat ek nou vir meer as 22 jaar voor my oë het, gaan verplette word in hierdie preek. Ek vra van hoekom, hy sê, Gary, ek wil hê dat wat jy preek, moet jy glo voor jy dit vir mense preek. En wanneer God jou vry maak van sonde, hier is 'n manier dat jy vry is, jy leef 'n lewe in die teenoorgestelde van die sonde waarin jy was. When God sets you free, you're free never to go back. When God blesses you, he blesses you so powerfully that you'll be capable of blessing other people. Wat God vir jou doen, wil hy graag deur jou doen vir ander. So, die 12 verspieders kom uit, en 10 van hulle verraai God. Hulle maak 'n besluit en 'n keuse om nie aan God die verrig te bring, die berig, is dit reg? Die berig, dankie, te bring. Hy verwag dat hulle sal sê, u berig, u woord is die waarheid. Hier is die gevolge. Hulle bring die druiwe op een tros tussen 2 manne. Wat 'n oes.
Wat 'n oorvloed. Een tros tussen twee manne. En hulle was soos boere wat groot chassis het. Ek praat nie nou van Engelse wat moet 'n kry wat kry. Ek praat van boere wat breë skouers het. Kom aan, ek komplimenteer julle. Kan jy nie dankie sê nie? Afrikaans het nie vir nie breë skouers nie. Want hulle heupe is ook daarmee gepaard. En die balans is altyd in jou heupe. Jy krag in jou skouer, maar daai heupe, julle weet. So. Dit is nie eens in my notas nie. Maar 10 van die 12 verspieders praat teen God, rebel teen God, mag God alleen na. Hulle sê ja, dis 'n goeie land. Al die voordele is daar, maar daar's twee hindernisse. Ons sien nie kans daarvoor nie, ons durf dit nie, want ons kyk daarna, en as ons na die reëse kyk, sien ons in ons eie oë dat ons 'n sprinkane geword het. Wanneer ons deur ons omstandighede na God kyk, dan is ons so groot en ons probleme is so groot. Wanneer jy na jou probleme kyk, deur God se oë, is dit soos 'n sandkorreltjie in jou hand, wat jy net so kan klaarmaak. Die perspektief van wat jy sien, is hoe jy daarna kyk. As jy kyk met jou logika en jou omstandighede en jou sekerheid en jou verlieste, of jy kyk daarna, hier is 'n wonderlike voorreg om 'n geleentheid te kry om ontslae te wees van my verleentheid. En God wat ons altyd, nie nou en dan, God wat ons altyd, 2 Korintiërs 2:14, God wat ons altyd in triomf lei. En nou al hierdie dinge, sê Romeine 8:37. As God vir my is, wie kan teen my wees? Ek is meer as 'n oorwinnaar in en deur Christus wat my liefhet. So jy word nie een nie, die oomblik jy jou hart vir God gee, is jy meer as 'n oorwinnaar. Is jy reeds. Think of it. Before the moment you accept Christ in your life, groot is hy wat in jou is. Wat jy sê en jy glo, sal dit so wees. So ek wil hê moet mooi verstaan. Hierdie 12 sê, die 10 sê ons kan nie gaan nie. En dis dit. In the Bible there's no democracy, there's a theocracy. God heers uit die hemel op aarde. Mense wil altyd democracy hê. Die hoeveelheid stemme bepaal wat reg is. Dit's 'n leuen, dit is nie in die Bybel. Nie in die Bybel. God al staan hy alleen, is almagtig, alkragtig. Dis niks wat ons God nie kan doen nie. So, hulle sê ons kan nie. Hulle beïnvloed die hele 2 miljoen mense om van 'n verwagting en geloof en hoop. Vir die eerste keer het vrees al hulle geloof uitgewis. Maar jou geloof in Christus kan al jou vrese uitwis. Hoekom? Want God sê in 2 Timoteus 1:7, God het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die vrees wat jy ervaar is nie afkomstig van God nie. Die enigste goeie vrees is om God te vrees met jou hele hart, jou hele siel, jou krag en jou verstand. En dit beteken van 'n eerbiedigheid, 'n respek. Dat wanneer jy bid, dis nie jou woorde wat tel nie, dis wanneer jy ontdek en besef met wie praat jy. That is the secret of prayer. Ek het al baie keer in my Afrikaanse paas gehoor dat hulle kinders iets sê, dan sê die pa, jy praat nie so met my nie. And sometimes, ons gebede is manipulasie, ons blameer God, ons raak kwaad, sommige van ons vloek, sommige van ons gee, ek gaan nie meer Bybel lees nie, jy straf nie God deur jou nonsens nie, jy straf jouself. Jy verminder nie God, om nie in hom te glo nie, hy is geloofwaardig. Jy maak nie sy krag minder, hy is almagtig. Maar daar's 'n jong seentjie, sy naam is Caleb. Caleb, weet jy wat dit beteken in Hebreëus? Hond. Hond kry sy dag. 'n Hond is 'n man se beste vriend. Caleb, nie Joshua nie. Caleb is number 2. 2 I see. Hy sê, listen to this in Afrikaans. Oh man. En Caleb het almal stil gemaak. Jy moet deur jou geloof
en jou vertroue en afhanklikheid in jou God, moet jy geloof, ongeloof, 'n leena, alles stil maak. Weet jy hoe kry julle vrouens dit reg met ons manne? Praat met die hand. Maar is chip stil. Ja, dit was bedoel vir die vrouens. Caleb het hulle almal stil gemaak. If you don't shut fear up, it's going to make you deaf to hearing faith by the word of God. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat God se Gees sê. So ja, Caleb sê, laat ons gerus optrek. Nie paniek bevange. Nie verwar nie. Laat ons gerus. Oh, I love this. Jy kan meer in die rus van die Here regkry as al jou efforts. Al jou poging. Al jou 10 jaar se bed. Al jou slankery van ek vas, jy word 'n dun. Hierdie is skade hier nie. Is nie werke wat jou geloof opwek nie. Dis om te reageer op die geloof wat God jou gegee het, want jy's uit genade deur die geloof gered. En hoe sterk is geloof? Laat ek dit gou vir jou lees. Ek is so opgewonde. Ek moet nou net dit vind. Dan sal ek baie meer opgewonde raak. Lord, please help me. 1 Johannes, thank you. 1 Johannes 5:4. Want alles en almal wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Nie miskien nie, nie nou en dan nie. Die geloof wat God in jou geplaas het. Wat is geloof? Geloof is wat Jakob gesê het, ek gaan u nie los tot u my seën. Geloof is soos 'n bulldog. As hy iets gryp, jy sleep hom met daai been deur jou huis. Hy gaan dit nie los nie. And you and I must learn to get a grip on God through faith. En sê, ek sal u nie los tot u my seën nie. En toe Jakob dit sê, Vader God sy naam van Jakob na Israel, God wat altyd deurkom. Ons moet nie met God los en vat, ons moet raak vat. Die Afrikaans sê, somme nie vervat nie. So, die Bybel sê, want alles en almal wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Let op, nie God se geloof. Ons leef nou deur die geloof van die Seun van God wat ons liefhet en vir ons gesterf het. Maar God het jou die geskenk gegee van geloof. The Bible says called the spirit of faith. Jy het dit. Sonder geloof kan jy niks doen nie. Sonder geloof kan jy niks van God ontvang nie. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Hallo? Daarom sê die Bybel, geloof, it says that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. That's faith. Niks met jou logika, niks met jou nonsens te doen nie. Come on. En ja, bless you. En dan sê die Bybel hierso, ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin? As hy of sy wat glo dat Jesus Seun van God is. Dis al wat jy benodig. Dis nie hoeveel ure jy die Bybel lees, hoeveel keer jy in tale praat, hoeveel keer jy tiende gee, hoeveel keer jy goeie werke doen. God sê, as jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is, die Seun van God. Het jy die voldoende geloof? Ek hoor Afrikaners elke dag wat my bel. Sê hulle, Gary, my lewe uit mekaar het geval. My lewe is foos, my lewe bestaan nie meer nie, my lewe is haaglik, ek haat my lewe. Dis jou klein wêreld teenoor die hele. God se potensiaal vir oorwinbaarheid is dat jou geloof in Christus, in sy woord, en onderdanig te wees aan hom. And you have a stubborn faith. Wat is in Afrikaans? 'n steeksgeloof. Is dit? Wel, daar steek iets hier in. I just tried it. As ek hierdie Afrikaans woorde het, dan wat ek sê, jy moet asseblief probeer gaan uitvind of die waarheid is. Maar 'n stubborn faith. You resist it. 'n stubborn. So in Afrikaans, daar was nooit 'n kind dat stubborn, daar was no, naughty twos are stubborn. Manne wat nie kan kry wat hulle wil hê, is stubborn. Los het. Jou geloof het die potensiaal om die wêreld te oorwin. Wat van jou klein wêreld? Hoe gaan ek dit oorwin? Jou geloof wat 'n geskenk van God is.
Maar geloof sonder werke is sinneloos, nutteloos, onvrugbaar en dood. So, waar het alles begin? Josua in hoofstuk 5, vers 13, sê daar, dat hy staan en hy kyk na Jericho. Jericho was nogal groot. En ek wil vir jou sê vandag, alhoewel Jericho 'n stad was, die eerste stad dat hulle oor die Jordaan in die belofte gaan, die eerste ding wat hulle gaan konfronteer, om sê, jy gaan nie verby ons kom nie. Al die stede het mure om hulle gehad, die hele stop. Die 5 name van die reëse is in Gaza vandag, die stede nog steeds. David het Goliat gedoodgemaak en vir sy seuns gesê, gaan maak die ander 4 dood. Wat jy nie doodmaak, jy kry 'n kans om jou weer dood te maak. You're going to kill the unbelief in you. By having the living faith of a living God with a living hope of the living word in us. Die lewe is sterker as die dood. Ons moet ophou om in dooie goed vas te kyk. En Josua, die Bybel sê, ewe skielik Josua kyk na die mure, kyk na die groot. Hoe groot was Jericho? 7 rugbyvelde. 7 rugbyvelde. Die omset 1 kilometer. Die mure 8,5 meter hoog. Die breedte 1,8 meter breed. Dat 2 perdekoetse kon gelyk daaroor gaan. Ondeurdringbaar. Hulle het gebou om 'n hindernis te wees dat niemand sou dit van hulle kon ontneem nie. Ondeurdringbaar. Maar wat onmoontlik is vir die mens, is moontlik by God. Vir hom wat glo, alle dinge is moontlik. En terwyl hy na dit kyk, hoe gaan ons verby hierdie hindernis kom? Hoe gaan ons dit oorwin? Die Bybel sê hy hef sy oë op. Oh, I love this. Hy hef sy oë. Wat sê die Bybel? Ek hef my oë op na die berge. Waarvandaan kom my hulp? My hulp kom van my God. En dit is hoekom Psalm 46 vers 1 sê, God is an ever-present help in the day of trouble. Hy dag op voordat jy hom vra. Hy's altyd alteenwoordig. Hy's altyd almagtig. Hy's altyd alsienend. Jou vertaling sê, God is in 'n hoë mate beproef gevind. Petrus, toe hy versuip, het hy net gesê, hy het nie gesê, gee my rubberdak of gee my iets, hy het gesê, help. Jesus sit sy hand, hy's onder die water, haal hom uit, en hy sê, goed, jy het tot 'n mate na my geloop, toe kyk jy van my weg, en jy kyk na jou omstandighede, en toe versuip jy word 'n diepseun. Maar toe jy nou so diep is, jy het nie meer asem hier onder nie, het jy gesê, help. Ek het hom uitgegaan, en toe sê hy, en kyk nou loop jy saam met my, terug na die boot toe, waar jy gesê het, as u die Christus is, die Seun van God, sê vir my, ek moet uit die boot klim. He had faith. Solank hy na Jesus kyk, het sy geloof in Christus kept him buoyant. Hy kon op water loop. Come on! Hy kon op water loop, totdat hy sy oë afvat. Dis wanneer die popo in fan strike. Hou jou oë gefestig op Jesus, die leidsman en voleinde van jou geloof. Wat jy na kyk, beïnvloed jou. So, die Bybel sê, en ewe skielik, hy slaan sy oë op, en daar staan 'n man, kom ek beskryf, hier staan 'n man, met 'n swaard in sy hand. Ek is oortuig Josua was Afrikaans. Want sy antwoord was typies Afrikaner. Is jy vir my of teen my? Hallo, die Afrikaan het nie tyd nou vir poetry, die het nie nou tyd vir lang recitations nie. Hy sê, Boeta, is jy vir my of teen my? I love it. Maar hierdie man is slim as hierdie perd. En hy sê, nee, nie vir jou nie. I mean, he just confused Joshua completely. Jy sien, as jou brein nie eens 2 goed kan uit, as jy vir of teen ons, het jy nie 'n groot brein nie. Jou IQ is geroes. Jou verbeelding is in sy kanon in. Yes, is Afrikaans not 'n beskrywende taal? Jesus says, neither. Maar hoor hier so in Afrikaans nou. Listen. Nee, nie.
Sê die man wat die aanvoerder is van die hemelse leermag. Aanvoerder beteken die generaal. Jesus is die hoof van al die weermagte, van al die engele. 2/3 het oorgebly, 1/3 demone geword. Hy ry op die wit perd in Openbaring wanneer hy hierdie 7 plaae op die aarde gaan bring kom. Die Bybel sê hy ry op sy wit perd en 'n 2-snyde swaard gaan deur sy mond. Dit is sy woord. Maar hy hou dit ook in sy hand. Uit al die wapentoerusting wat ek en jy aantrek in Efesiërs 6:10-14. Almal behalwe een is verdediging. Die helm verdedig jou redenasie, jou denke, jou keuses, jou besluite. Die borsharnas beskerm jou hart. Die skild van geloof blus elke vuurige pyl wat na jou toe kom. Maar jy het een wapen wat aanvallend is, die swaard van die Gees, die woord van God. Toe Jesus getempteer was deur die duiwel 40 dae, hy het gesê, daar staan geskrywe, he used the sword of the Spirit, the word of God. Wat deurdring tussen gees en siel, en tussen die been en die beenmerg. Daar's nie 'n area in jou gees, jou siel en jou liggaam, wat daar nou foute is, siekte is, kwessies is, sterk vestings is, wat God se gees van sy woord nie kan gaan en dit uitsny nie. Net so, vat hy dit uit. Nee, sê die hoof van die weermag van die, ek is nou hier vir julle. When I read that in Afrikaans, het ek gehuil. Ek is nou hier vir julle. God is nie ver van niemand nie. Want hoe naby is dit wel as jy hom in jou hart genooi het, en jy's in 'n pekel, jy's in 'n situasie, jy's 'n onmoontlikheid, jy's in al hierdie goed, hoor hy fluister, ek is hier vir jou. Met my God. Ons moet so wees. So sê julle boere, ons is so. So. Met my God spring ek oor my. Nie sonder hom nie. Nie by myself nie. There has to be a collaboration. Dan moet 'n eensstemmigheid wees. Met my God spring ek oor die. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God kan ek elke aanval aanvat. Met my God kan ek 'n leuen aanpak, want jy pak dit aan in die anderste gees. Nie van vrees nie, maar die gees van geloof. En jy het dit. En jy het dit. Woe, ek is hier vir jou. Come on, sê hardop. Jesus sê vir jou langs jou, Jesus is hier vir jou. As jy niemand ken nie, sit jou hand hier en sê, Jesus is vir my. Nie Jesus is verby nie, hy is by my. Ons Afrikaans, hy is vir my. Daar gaan hy alweer. Nee. Daai een getuig, hy is genees. Ek was by dieselfde plek vir gebed. Ek nog so siek soos 'n vark. Hy was by hom en hy het verby my gegaan. No, the time determined by God. He determines the timing. His timing is perfect. Goed, kom ons gaan aan. Wat het hierdie man vir Josua gesê? Toe hy sê nie vir jou of jy uitgesê. I love this. Trek jou skoene af. Ag, I love it. Waar was dit voorheen gesê? Een keer. Met die brandende bos met Moses. Moses, gaan, bevry al die mense. Ek kan nie, ek hakkel. Man, jy hakkel, hulle gaan 2 keer hoor, 3 keer hoor, 4 keer hoor. Hulle gaan nooit twyfel wat jy sê nie. Wat is jou probleem? Hakkel is nie vir God 'n probleem nie, verstaan jy? Ek kom. Ja, well, okay, hier kom hy. Vir ons of teens, nee, trek jou skoene af. Wat? En hy het hom gehoorsaam. Die Bybel sê, in die volgende oomblik, het Josua op sy gesig op die grond neergeval en hom aanbid. Dit was nie 'n engel nie, want nie een engel in die Bybel laat toe dat mense voor hulle val nie. Dit was Jesus Christus voor hy gebore was. Onthou, Christus het bestaan, God die Vader, God die Seun, Heilige Gees. Daar was 'n tyd dat hy gebore was en die woord het weer gekom, maar hy was altyd. Hy het baie keer in die Ou Testament opgedaag. Hier's een van dit. So hy het 'n ontmoeting en 'n ervaring met God gehad. In die tyd dat hy kyk na hierdie onmoontlike situasie. Jy sien, wanneer jy 'n ontmoeting ervaar, how do you do? Jy ontmoet God in die woord. Jy ontmoet God deur gebed. Jy sit in jou stoel en jy bly stoel en jy sê, wees stil en weet ek is God. God speaks sometimes more clear through silence as om op jou te skree.
Stil bly is ook 'n antwoord, sê julle boere. Somtyds, jy sal sag stem agter jou hoor, sê, dit is die weg. God hoef nie te skree. Maar hoe nou jou verhouding is, hoe sagter hoef hy met jou te praat. Hoe meer jy van hom vervreemd is en nog in sonde leef, jy hoor nie eens wanneer hy skree nie. Jy hoor nie eens wanneer hy hoop na jou skree nie. Ons moet stil wees en word. So God gee dan vir Josua instruksies tot aksie, tot die vernietiging van hierdie hindernis. Jy sien, natuurlik, logies, het mense voorheen 'n hoër stad en 'n muur ingeval deur om onder die grond, onder die fondamente in te kom. Of hulle het lere of iets teen die muur gesit en probeer oorgaan. God kon die mure van Jericho met 'n aardbewing platval, maar dit sou nog steeds 'n pynhoop gewees het. En as jy as jy oorgaan met jou voete, jy swek jou enkels, dan is die pynhoop vir jou 'n hoop van pyn. Die ander manier is om die sirkel al jou manne te sit en hulle tot hongersnood te dryf. Dat hulle so swak is, hulle kan niks doen. Maar God se militaristiese strategie maak nooit sin vir die mense logika nie. Hier is God se strategie. Josua, yes. Vat jou soldate met die wapens en laat hulle vooruit loop. En dan jy vat 7 priesters met ramshorings en hulle moet heel dag blaas 1 kilometer om. Né? Daai ou longe gehad. Julle blaas op daai ramshorn vir 'n hele uur lank, 'n hele kilometer lank om. Vir 7 dae. Vir 7 dae. En dan ek like God se PS. En almal van julle, hou julle bek. I just love the way God speaks Afrikaans. Die Bybel sê, jy sal stil bly, jy sal nie 'n geruis maak, 'n geluid maak, daar sal geen woorde uit jou mond uitkom, tot ek vir jou op die dag sê, skree. En wanneer jy skree, sal ek die mure in homself deurstoot. Die ou vertaling op kan sê, die mure sal platval en elkeen reguit voor hom gegaan. Ek vra vir die Here, I said, Lord, I'd like to ask you a question, please. Is jy in 'n verhouding met God, dat jou enigste geselskap met hom is wanneer jy hom nodig het, en sê wat jy deurgaan, en Here gee my dit, of het jy 'n verhouding, dat hy is jou beste vriend, hy is jou vader, Jesus is jou ouwe broer, die Heilige Gees is jou trooster, en jy kan net sit in jou kar, I like to walk in nature, to talk to God, and I just talk to him as a friend. Ek is dan sy seun. Hy is my pa. Jesus is my ouwe broer. Don't only just talk to God because you want something, just talk to God because you want to, jy wil sy lof besing, jy wil hom graag komplimenteer, jy wil graag dankie sê. Jy wil graag trots wees oor jou God. Are you understanding me? Jy wil graag om applaus. Jy wil sê, my God is so groot, so sterk, as niks wat my God nie kan doen nie. Don't just use time to talk to God by giving him what you want from him. That's using him. Talk to God. Soos jy met jou vrou praat op 'n goeie dag. Ek moes dit nou ingesit het. Praat met jou kinders soos hulle verdien dat 'n pa vir hulle die voorbeeld is, wat 'n beeld wat voorloop. En God sê vir die ander priesters, tel die ark op en loop om. En dan agterna kom 'n hele weermag nog. En elke dag sê hulle omloop. Al die geluid is net die blaas van die horing. Hoekom die blaas van die ramshoring? Die eerste keer in die Bybel genoem is Abraham, is gesê deur God, gaan vat jou seun, die wat jy liefhet, Isak, en gaan offer hom op die berg. Bou 'n altaar, sit hout op, sit hom, maak hom vas en bring die mes en sit hom af. Hallo. Abraham het klaar 'n laaitjie deur 'n skelmpie gekry. Want hy wou nie wag vir God se tyd dat Sarah moet die ma wees nie. Toe sê hy, jou ma, do you understand, got another ma. Ek dink Afrikaans is die briljantste taal op aarde, veral hoe ek het praat.
Sarah het nie meer 'n eie om te beweeg nie. Sy is geroes. Niks beweeg nie. Sy dink omdat niks by haar beweeg nie, maar sy weet iets beweeg nog by manlief, en nog 'n bietjie sperma wat ek kan sien. My vrou sê altyd, Gary, don't be so graphic, maar ek kan nie help nie. Ek sien alles in prentjies. Abraham, sy geweer is nog gelaai. Sy kan nie, hy kan. En sy hier's 'n idee. Dit werk nie, wat God gesê het, kom ons interpreteer dit anders. Wanneer jy God se opdrag interpreteer wat jou pas, gaan dit nie werk nie. Hy eer nie wat ons voorstel nie. Hy eer wat ons gryp aan deur die geloof en sê, so maak mens. That's what God honors, not our suggestions. En sy sê, hierdie Hittite, hulle te gewoonte. Abraham gaan slaap met daai vrou. Het is moeilik vir 'n man om nie te gaan, veral as hy permissie kry by die vrou. Normaalweg hulle gaan sonder permissie. Nie julle hier nie, nood. Die Kaap, alles is agter, so julle is nog veilig. Abraham slaap net een keer waar regtig, hier kom hy, laat sy naam is Ishmael. Toe sê God jare later, 13 jaar het God gewag om hulle tweede kans te gee. Nou, ek gaan julle volgende jaar hierdie tyd weer besoek en julle gaan 'n kleintjie kry. Sy naam sal Isak wees. Ek gaan jou hom die verbond bring en Jesus sal van hom afkom. Hy's 'n tipe van Jesus. Hier kom hulle. Hier kry hulle Ishmael. So, luister, as God praat, moenie sy woorde anders te rangskik nie. Het julle geweet dat God sê, nou, stap om die ding. Julle. Sorry for the video. Stap om die sirkel. Tjoep stil. Moenie 'n woord sê nie. Moenie academy, moenie on jou asem. Weet jy hoe hard kan jy praat on jou asem? As jy moan, die Here weet, jou hele organe, ek weet nie wat ingaan, maar is in. Weet jy wie aangaan nie? Walk around, sê nie 'n woord nie. Weet jy hoe moes daai ouens hulle gespot het, hulle uitgejou het, as daai papa's boere was? Jy praat nie so met my nie, verstaan jy? Hulle sou daai muur uitgeklim het met suctions. Jy verstaan, Afrikaner stap nie terug van 'n uitdaging nie. That is what you do. Bless God for you. Maar kies jou deksels uitdagings. Isn't it great? Ek weet nie waar ek nou is. Hy sê stap rond, sê nie 'n woord nie. Why not? Nie 'n geluid, nie 'n woord. Tot die dag op ek sê, jy sal skree. Wat? Ja. Hoekom wil God hê ons moenie praat, terwyl ons in geloof om jou hindernisse loop? Want hy sê, moenie teen my praat nie. Moenie jou situasie beskryf nie. Want die tweede dag, derde, vierde dag, moes hulle gedink het. Niks gebeur nie, ek sien nie krake nie. Ek sien nie klippe uitval nie. Ek sien niks nie. Na 12 keer hulle gedink, ons doen dit vir niks. Niks goeds gaan van hier afkom nie. Ons is simpel om hierdie God te glo. Ons sit net myle aan. Die laaste keer dat hulle omloop, en dit was die 7de dag, dit was die Sabbat. Die wet van Moses sê, op 'n Sabbatdag mag jy niks doen nie. Maar God laat hulle op die laaste dag die mees ernstige goed doen. Want die Sabbat is nie vir die mens is vir die Sabbat. En God sê, op daai dag skree jy. En toe hy sê, daai ramshoring, toe hy, so lang gaan, toe hulle skree, sê God, toe stoot hy die muur in homself deur, dat het plat val. Hebreërs 11 vers 30 sê, deur die geloof het God die mure laat in mekaar instort. Dis nie 'n pynhoop, so die hindernis wat reguit is, nou lê soos 'n berg voor jou. No, when he removes it, he removes it. Praise God. He removes it. Yeah, why? By a shout. En in die eerste diens, ek het vir julle Afrikaans gesê, ek wil jy moet skree, ek kan nie glo. Wat is skade op hierdie dak wat ek moet nou betaal? In a shout. Because a shout is enthousiastiese vrymoedigheid, durf, wagmoed. And you know what it is? It's enthusiastic joy. The joy of the Lord is your strength. En toe hulle skree, alles, hardloop en maak alles dood.
Dit beteken, die volgende klomp stede het ook mure, maar hierdie is die grootste. Het was mure vol, en die fort, om het om te loop, was nie eintlik 'n militaristiese poging nie. Dit was 'n demonstrasie van God se mag en almag. It wasn't even a battle, because no one fought. Ek sê vir die, ek vra vir hom, ek maak klaar. Ek vra, maar Here, hoe het dit dan gebeur? Hy sê, omdat hulle in geloof my vertrou het, om rond te loop, sonder om teen my te praat, sonder om hulle probleme op te bring. So, het jy agterkom dat mense wat so diep in moeilikheid is, moet elke persoon hulle bel, al nooi jy hom 10 keer, 10 weke na mekaar oor, hulle praat oor dieselfde goed al die tyd. Jy wil graag om 'n muffin gee dat hy kan stuk. Selfde ding. Maar ons prys die Here nie op die hoeveelheid selde praat. Ons prys hy, ons vertrou hy. Jy sien, terwyl hulle so loof, God was honoring their faith. And faith comes from the word. And God said, you walk around, you shut up. En hulle stap rond. And this is what God told me in my spirit. It's nie in die Bybel, nie in my spirit. He said, son, as they obeyed my word, they were growing in dependency upon me. Afhanklikheid van my. Hulle het geloop, my God kan nie lieg nie. Ek gaan stil bly, want God het krag gepraat. Hy het gesê, kyk, sê Josua 6:2, ek het al klaar Jerigo en sy koning en al sy reëse reeds in jou hand gesit. Nie hand. God kyk na hierdie ondeurdrinkbare ding vir 'n kilometer vat om te gaan. En dit pas in jou hand, soos 'n sandkorreltjie. That's what faith does. Nou God se hand op jou hand, want hy's in jou. So hy sê in jou hand. God se hand is nie te kort om te red nie. God se hand is almagtig. God sees Jericho as a one grain of sand. We see it as a fortress, impossible, we cannot penetrate, we cannot overcome. And God says, look at it the way I do. Ek sien net 'n korrel sand. Dis wat God sien. Wat tel. Alright. Het jy geweet dat die Bybel sê 14 keer is die woord 7 genoem in daai hoofstuk, want 7 in Hebreëus beteken completeness, perfection, an accomplishment of God's victory on behalf of his people. 7. Het jy geweet 11 keer word daar genoem dat hulle die ark opgetel het en rondgeloop het? Die belangrikheid was nie die weermag nie, of die ouens wat blaas op die ramshoring, of die ouens agter, dit was die ark. Want God se ark het hierdie omsingel. Did you know, daar's 'n gesegde wat ons het. Ek hardloop in sirkels, het jy al gehoor in Afrikaans? Het jy geweet jy hardloop in sirkels? Jy wil jou agterend inhaal. I mean, that's the only thing. Want ek hardloop in sirkels. Nie om iets, ek hardloop in sirkels. Nee? In ander woorde, het is doelloos, sinneloos, onproduktief. Maar as jy om iets in sirkels hardloop, het dit nou 'n ander betekenis. En ek vra vir die Here, explain it to me, en hy sê to me, soos hulle in geloof gewandel het, ek het gesê, elke plek waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee, en omdat hulle in geloof gewandel het, omdat hulle my vertrou het, ek sal altyd my geloof eer, ek sal altyd my woord eer, en hulle het in daai 13 keer omloop, het hulle die grond so sag gemaak, dat ek het net kon deurdruk. God kon 'n aardbewing stuur, hy kon enigiets anders te gedoen het, maar hy het gekies om jou en my betrokke te kry met sy plan, sodat wanneer hy die plan uitvoer, weet ons, dat het niks met ons te doen nie. Dit is hy wat namens ons die wonderwerk verrig het. Dit is hy wat namens ons die deurbraak bestellig het. Did you get something? Jy sien, 'n hockeywedstryd, wat nou bevloek, gewen het, is in die eindstryd. Teen die skool wat nog nooit verloor het, van Riebeeck was hy. Jy weet nou van Riebeeck skool daar in die Kaap, van Riebeeck. Nou kom hulle staan, hulle kyk na die meisies, hulle is 3 keer groter, hulle apparatus is beter, alles, hulle speel op tuisgrond.
Maar hierdie ouetjies het durf en wagmoed en hulle hardloop sirkels om hulle. Wat beteken hulle het hulle kaf gedraf? Dis amper soos 'n vloekwoord, maar so gesalf, nee. Hulle het hom kaf gedraf. Come on. When fear makes circles around you, it's choking you that you can't talk to God. You can't confess faith. You can't. You walk around unbelief and choke the hell out of it. You walk around impossible and choke the hell out of it. And you will destroy that which you walk in by faith in circles. Het julle iets gekry? Wat is dit vir my en jou van toepassing vandag? Ja, by Engels van die Sabbat. Johannes, I said to God, please, I'm talking to Afrikaners today. Party van hulle leef nog in die Sabbat met die ou wet van sekere kerke. Hoe gaan ek hulle kan bewys? Hy says to me, go to John 5:16. Ek sê vir hom, joh, maar jy ken jou woord goed. Hy sê, ek is die woord, toe bly ek maar stil. Ek sien alles in prentjies, God bederf my. En hier hoor het die Jode Jesus vervolg en hom probeer dood te maak, omdat hy iemand genees het op die Sabbatdag. Hy mag nie. Wel, God in die Ou Testament sê, jy moet die wet hou, maar as hy wil sy wet breek, om die mense oorwinning te gee, om sy wil te bereik, ek sê vir jou, God kan maak en breek soos hy wil, want die Bybel sê, God werk en wie kan hom keer? God doen net wat hy wil. Hier in die Nuwe Testament waaragtig. Hulle sê vir Jesus, laat hulle môre kom, nie op die Sabbatdag nie. Jesus sê, Sabbatdag is nie vir jou nie, die mense is vir die Sabbatdag. Listen, Jesus genees hom. So, hulle het nie probleem gehad dat Jesus mense genees, maar nie op die Sabbatdag nie. Ja, God broke it in the Old Testament, he broke it waaragtig hier. En Jesus bring sy pa saam. Hier word die Jode hom vervolg en hom doodgemaak, omdat hy iemand gedurf nees op die Sabbatdag. En Jesus het dan geantwoord, my Vader wat toe nou werk. My Vader, hy het alles geskep en op die Sabbatdag het hy gerus, maar nie by Jericho nie. Nie by Jericho nie. Jericho het hy sy stapskoene aangehad. Verstaan jy wat ek probeer sê? God kan doen wat hy wil. Hy is soewerein. Baie van ons het hierdie houding, ek kan doen wat ek wil. Maar God doen dit werklik. Die Bybel sê, die Jode wou hom doodmaak, omdat die Sabbat gebeur, maar ook omdat hy, God, gedurf het om Vader te doen, wat hom laat gelyk gestel word aan die Vader. Jesus broke the law, the Father broke the law, because he wanted to give his people a breakthrough. En as jy uit gaan sê, ek is nog van die kerk, well, get over it. Jesus het die wet vervul, maar 2 keer het al 2 van hulle dit gebreek, tot die voordeel van die persoon wat genees is. Why? Jesus said, I don't want to heal him tomorrow, that he's got to go through another day of all this pain and all the suffering. If I break that pain, then it's worthwhile breaking the stupid wet. Want nou bestaan nie meer, it is nou grace through faith. Wat God nie sal breek, om 'n deurbraak vir jou te bewerkstellig. He'll break his law to keep his grace, to keep his word, to keep his honor. He's a good God.